Goeiemôre aan alle opvoeders en leerders wat vandag by ons aangesluit het vir ons tweede lewenswetenskap sessie, aanlyn sessie. Vandag gaan ons kyk na vraestel 2 se inhoud. Ek hoop julle het julle vrae by julle. Onthou, hierdie is 'n sessie waar ons deur eksamen tipe vrae gaan werk. So ek hoop julle geniet vandag se sessie en ek wil net die opvoeders herinner om asseblief die aanlyn register te voltooi. Juffrou Ina Marie, is u in die huis? Dan skakel ons oor na u toe. Baie dankie. Dankie Michelle. Goeiemôre matrieks en kollegas. Ek hoop julle het lekker geslaap en ek hoop julle is reg so vroeg in die oggend om weer te begin met die vrae. So ek gaan gou vinnig weer vir julle so 10 minute gee, dan doen julle gou vinnig vir my vraag 1.1. So watter een van die volgende genotipes is homozigoties dominant? So om hierdie vraag te kan beantwoord, moet jy weet wat die verskillende woorde in daai sin beteken. So die eerste woord is genotipes. Onthou die verskil tussen genotipes en fenotipes is die allele in die gene op die kromosome, genotipes, terwyl fenotipes is die fisiese voorkoms. Homozigoties beteken twee van dieselfde en dominant beteken twee van dieselfde dominante allele. Okay, so homozigoties dieselfde. So as ons nou kyk na die opsies, die enigste ene wat twee van dieselfde dominante allele is IB. So die regte antwoord daar is C. 112, die polisie het 2 verdagtes gearresteer wat van huisbraak skuldig word. Hulle DNS-profiel is geanalyseer en met die profiel van DNS-bewyse wat by die misdaadtoneel gekry is vergelyk. So daar kan ons nou verskillende streepiepatrone sien van die DNS-profiele. So nou vra hulle vir ons watter gevolgtrekking kan gemaak word uit die DNS-analise wat deur die polisie gedoen is. So verdagte 1 word positief met die misdaad verbind. Kom ons kyk gou vinnig hierso. So dit moet dieselfde wees hierso. Okay, so DNA-bewys van die misdaadtoneel. Ons sien dat die streepiepatroon nie met enige een van die twee vergelyk kan word nie. Okay, so die antwoord daar gaan dan wees D, geen een van die verdagtes word positief met die misdaad verbind nie. Okay. 113, watter een van die volgende is die korrekte beskrywing van die 4 selle wat deur meiose vervaardig word? Okay, so al 4 van hulle is haploïd, ja, want hulle het ons nou halveer in kromosoomgetal en hulle is geneties verskillend. So die antwoord daar gaan wees A. 1.1.4, die diagram hieronder toon 'n sel tydens profase 1. So ons kan dit sien deur die homoloë kromosoompare daarso. En ons kan sien dat die sentriole verdeel het en spoelvesels begin vorm. Watter een van die volgende is die korrekte byskrifte vir X, Y en Z? So X is spoelvesels, ja. Y is die sentromeer, nie die sentriool nie. So dit is daai enetjie daar en Z is die homoloë kromosome. So die antwoord daar is C. Watter een van die volgende is 'n biologiese belangrikheid van meiose? So dit is nie A, herstel van verslete selle nie, daar is mitose, produksie van gamete, klink soos die regte antwoord. Produksie van somatiese selle is ook mitose, verantwoordelik vir groei is ook mitose, so die antwoord is B. Hoeveel mRNA-nukleotiede kodeer vir 'n proteïen wat uit 120 aminosure bestaan? So onthou, aminosure word gekodeer deur 3 stikstofbasisse. So dit gaan wees 120 maal 3. 1.1.7, die diagram hieronder verteenwoordig die aanhangsels van 4 verskillende organismes. Watter 2 ledemate is homoloë strukture? So homoloë strukture beteken hulle het dieselfde bou, maar verskillende funksies. Okay, so ons kan sien hierdie enetjie, die ledemaat van 'n seekat, is 'n bietjie anders, heeltemal in die bou
van enige van die ander, maar die wat wel dieselfde lyk is die vleermuis en die mens, al het hulle verskillende funksies. Hulle het albei die bene, die humerus, radius, ulna, die carpale, metacarpale en die phalanxe. So die antwoord daar is P en R, C. Spesiasie plaasvind wanneer, kom ons lees vir al die opsies, twee bevolkings nie meer kan kry, steel en vrugbare nakomelinge voortbring nie. Dit klink vir my asof dit die regte antwoord is, want dit beteken hulle is nou twee nuwe spesies. Kom ons lees hier die ander opsies om te kyk of dit die regte ene is of nie. Bevolkings deur 'n geografiese versperring geskei word. Dit gebeur wel tydens spesiasie, maar dit is nog nie die uiteinde nadat spesiasie plaasgevind het nie. Bevolkingsuitsterf is nie die regte antwoord nie en 'n mutasie in 'n individuele organisme plaasgevind het is ook nie reg nie. So die antwoord daar is A. Kromosoomkomplement in 'n sel van 'n individu wat 'n X-kromosoom van die vader erf is 44 plus XX. Onthou, altesaam met 'n persoon 46 kromosome en XX is die laaste 2 van die 46. So as 'n mens 'n X vanaf die pa erf in plaas van die Y, dan het jy altyd 'n tweede X terwyl jy die ander X van jou ma af ontvang het. Vraag 1.1.10 en 1.1.11 verwys na die volgende dihybride kruising. By konyne word pelskleur en pelslengte deur twee gene beheer. So dit is twee verskillende kenmerke, so ons weet dit is dihybride kruisings. Ok, hulle sê daar so is die swart pels is hoofletter B, wit pels is kleinletter B, lang pels hoofletter L, kort pels kleinletter L. Twee konyne 1 en 2 is gepaard, die tabel die ondertoon die moontlike gamete wat deur elke konyn geproduseer kan word. Okay. So vanaf die gamete kan ons sien die ma of konyn 1, of dit nou die ma of die pa is, het net kleinletter B in die een gedeelte en net kleinletter L. Terwyl konyn 2 het 'n hoofletter B en 'n kleinletter B, so is heterosigooties vir pelskleur en het 'n hoofletter L, sowel as 'n kleinletter L, so is ook heterosigooties vir pelslengte. Watter een van die volgende is die fenotipe van konyn 2? So as konyn 2 nou 'n hoofletter en 'n kleinletter en 'n hoofletter en 'n kleinletter het, onthou daai is die genotipe, dan beteken dit hy wys beide van die dominante kenmerke, so dit gaan wees swart met 'n lang pels. Antwoord daar is D. Watter een van die volgende is die moontlike genotipes van die nageslag van konyn 1 en 2? So nou gaan jy daai almal bymekaar sit. So hy gaan definitief as daai B het my highlighter gou verander na 'n pen toe. So nou kan ons sien as die as daai B en daai B bymekaar kom, dan kan dit 'n hoofletter B, kleinletter B wees, en as daai B en daai B bymekaar kom, as dit 'n kleinletter en 'n kleinletter, dan kan dit die hoofletter en die kleinletter wees wat mekaar kom. Daai 2 en dan daai 2 kan mekaar dan uitkom. Okay, so die antwoord daar is A, klein b, klein L, groot B, klein L, B, groot L, klein L, en dan soos wat julle daar kan sien in die verskillende opsies. So die antwoord daar is A. Okay, hoekom weet ons dat die ander ene nie kan waar wees nie? Want ons weet daar is nie twee hoofletter B's vanaf die twee ouers af nie. Selfde met daai enetjie, en selfde met hieronder die hoofletter L. Hoofletter L kan ook nie gesien word vanaf die gamete vanaf die ouers nie. Okay, 1.1.12 'n vrou met bloedgroep A het met 'n man getrou en 4 kinders gehad met bloedgroepe soos in die tabel hieronder getoon. So kind A of kind 1 het A, kind 2 het O, kind 3A en kind 4B. Die genotipe van die man. Okay. So die genotipe van die man, so onthou as die vrou bloedgroep A het, so dan moet sy
A is maar vanuit nou. Sy moet definitief A klein I wees as hulle 'n kind het met O. Dit beteken die man moet 'n IB klein I hê. Okay. Anders gaan hulle nie 'n kind hê met B bloedgroep nie, net ene met AB spesifiek. Okay. Ek gaan gou vinnig vir julle weer so 'n 5 minute gee en probeer julle gou vir my vraag 1.2. Okay, so die punt van kromatiede tydens oorkruising oor vleuel word genoem die sentro of die chiasma. Okay, so dis die chiasma tydens oorkruising. 'n Segment van DNS wat vir 'n spesifieke proteïen kodeer, dit word genoem 'n geen. Onthou 'n segment beteken 'n gedeelte van 'n DNS. So 'n fase voor seldeling waar tydens DNS replisering plaasvind, dit is interfase. Genetiese materiaal wat gebruik word om vroulike voorgeslagte op te spoor, is die mitokondriale DNS of DNA. 'n Patroon van donker bande afkomstig van genetiese materiaal en wat uniek aan elke individu is 'n DNS-profiel. Evolusie gekenmerk deur lang periodes van min of geen verandering, gevolg deur kort periodes van vinnige veranderinge, word genoem gepunte ewewig. 'n Groep organismes met soortgelyke eienskappe wat terselfdertyd dieselfde habitat bewoon en in staat is om te kan kruisdeel om vrugbare nageslag te produseer, is 'n bevolking of 'n populasie. Verandering in die genetiese samestelling van 'n spesies oor tyd word genoem evolusie of biologiese evolusie. 1.2.9 Permanente verdwyning van 'n spesies van die aarde af is uitwissing. 1.2.10 kromosoompare 1 tot 22 in 'n menslike somatiese sel is autosome. Ek gee weer vir julle so 2 minute, dan voltooi julle gou hierdie paar vrae. Okay, so die bewys vir evolusie in hierdie geval is slegs A, biogeografie, van meiose is nie 'n bewys van evolusie nie. Setel van meiose, so daai woord setel beteken plek, so die plek waar meiose plaasvind, dis definitief nie die uterus nie, dit is wel die ovariums, so die antwoord daar is slegs B. 'n Gebeurtenis wat tydens metafase 2 plaasvind. So metafase 2 is later in die meiose siklus. So dit is wel nie oorkruising nie, want oorkruising vind plaas tydens profase 1, maar ewekansgerangskikking van kromosome vind wel plaas in metafase 2, soos wat die kromosome op die ewenaar ewekansig gerangskik word. 1.3.4 Die DNS bevattende materiaal in die nukleus van 'n nie verdelende sel word genoem kromatien, die kromatien netwerk. Okay, onthou kromatied is die een been van 'n kromosoom. 1.4 gaan oor albinisme. Ek gaan gou vinnig vir julle so 4-5 minute gee om hierdie vraag te beantwoord. Afwyking wat deur 'n resessiewe alleel op die autosoom veroorsaak word. Stamboomdiagram hieronder verteenwoordig die oorerwing van albinisme in 'n familie. Gebruik hoofletter N vir normale velkleur en kleinletter N vir albinisme. So 1.4.1 vra vir my hoeveel generasies word in die stamboomdiagram voorgestel. Soos wat julle kan sien hier, so daar's nommer 1, generasie 1, generasie 2, 3 en 4. Okay, so daar gaan 4 generasies wees. Gee die fenotipe van individu W. So onthou fenotipe beteken die fisiese voorkoms, wat is die kenmerk van individu W? En ons kan sien daar is 'n blokkietjie, so dit beteken dit is 'n man.
En as ons kyk hier die sleutel, dis manlik sonder albinisme. So jy kan dit net so daarvan af gaan neerskryf. Dan vra hulle vir jou die genotipe. So genotipe moet ons nou die letters van die allele neerskryf van individu X. So as ons kyk na X is 'n vrou met albinisme, so die enigste manier hoe sy die albinisme siekte kan wys of die afwyking kan wys, beteken dit sy het 2 resessiewe allele nodig, so klein letter N. Nou vra hulle die genotipe, weer eens die letters van individu Y. So individu Y is 'n man en hy het nie albinisme nie. Okay, so ons kan daarso sien, maar ons kan sien dat beide die ouers het nie die albinisme nie, maar dit beteken dat een van hulle dalk vir hom die alleel kon gegee het en hy moet die alleel hê in sy genotipe sodat hy die seun kan hê wat die albinisme het. So dit beteken hy moet heterosigoties wees, hoofletter N en 'n klein letter N. Okay. So 1.4.3 Nou vra hulle vir jou, wat is die persentasie kans dat individue Y en Z 'n kind sal hê wat nie albinisme het nie? Okay, so Y en Z, so beide van hulle moet heterosigoties wees, so dit beteken hy sê net maar die pa het nou 'n hoofletter N en 'n klein letter N, die ma het hoofletter N en 'n klein letter N, so dit beteken as ons nou daai blokkietjie teken, die Pinet diagram, die enigste enetjie, sorry my highlighter skryf nou nie baie lekker nie, maar dan gaan dit net daai enetjie wees wat 'n klein n is, so dit beteken 1 uit die 3, so dis 75% van 'n klein n. En dit beteken, dis 'n 25% klein n, so dit beteken die vraag is nie albinisme het nie, so die res is 75% van nie albinisme. 1.5. So ek gaan weer vir julle so 4-5 minute gee om vir my 1.5 te voltooi. Okay, so hulle sê hierbo die diagram hier ondertoon 'n kort gedeelte van 'n DNS molekule. So hulle vra eerstens vir my, wat is die natuurlike vorm van 'n DNS molekule en die antwoord is 'n dubbele helix. Dan vra hulle vir jou identifiseer suiker A. So suiker A is deel van die DNS, daarom is dit deoksiribose suiker. Onthou in 'n RNA gaan dit ribose suiker wees. 1.5.2b, die stikstofbasis B. Okay, so onthou Timin gaan altyd heg aan A, adenien. Okay, so dan moet dit A wees, as daai ene sê maar nou G is, gaan daai ene altyd C wees. Okay, so adenien is by B, dan C-binding, C is altyd 'n waterstofbinding. 1.5.3 gee 2 sigbare redes waarom die diagram hierbo 'n DNS-molekule voorstel. So dit is 'n dubbelstring, so julle kan sien daar is nou natuurlik die een stringetjie vas met die ander string. Dit het 'n timin en nie 'n urasiel nie en die stikstofbasisse is in pare. Okay, so 1.5.4 noem 2 strukture in 'n nie verdelende menslike sel waar DNS aangetref word, die selkern en 'n mitokondrion of mitokondria. Okay. Onthou hulle vra vir 'n menslike sel, so jy gaan nou nie hier praat van 'n chloroplast nie. 1.6, ek gaan weer vir julle so 5 minute gee om hierdie vraag oor die hibriede kruisings te voltooi. By 'n sekere skoenlapper spesie beheer een geen die kleur van kolle op die vlerke en die ander geen beheer oogkleur. Die kleur van die kolle op die vlerke kan rooi kolle wees, hoofletter R, of grys kolle, kleinletter R, terwyl oogkleur swart, hoofletter E, of bruin, kleinletter E kan wees. Skoenlappers wat heterosigoties vir beide gene is
is gekry. So heterozigoties beteken 2 verskillende allele. So hierso kan 'n mens sien hoe lyk daai genotipe heterozigoties. Noem die soort kruising wat hierbo voorgestel word. Dit is 'n dihybride kruising. 1.6.2 gee die dominante kenmerk van elke geen. So die eerste ene gaan wees rooi kolle, die ander een gaan wees swart kolle of swart oë, die oogkleur. Onthou, jy gaan nie net skryf rooi en swart nie, hulle gaan nie vir jou daai punte gee nie, al is die kleure reg. Jy moet spesifiek wees rooi kolle en swart oë. 1.6.3 die tabel die ondertoon die fenotipes en al die moontlike genotipes van die nageslag. So hulle sê rooi kolle bruin oë, nou vra hulle vir jou al die moontlike genotipes. So om rooi kolle te hê, kan jy of homozigoties wees vir rooi kolle of heterozigoties. En dan om bruin oë te hê, dit is die resessiewe kenmerk, moet jy homozigoties resessief wees, so 2 klein e's daar. Die genotipes by Y, so as 'n mens heterozigoties is vir die kolle, dan gaan die mens die dominante kenmerk wys, en heterozigoties vir die kleur van die oë, dan gaan dit ook die dominante kenmerk wys. So, en dan vra hulle vir jou die genotipes van die gamete. So die gamete, onthou, gaan net een van elke kenmerk se alleel hê, wat deur 'n skoenlapper met grys kolle, wat die resessiewe allele is, en bruin oë geproduseer word. So dit beteken jy gaan een van elkeen van daai hê. So as daar 'n klein r is, gaan dit net 1 r wees. As dit 'n klein e is, gaan dit net 1 e wees vir die gamete. Vraag 2.1, ek gee vinnig vir julle gou so 5 minute om vraag 2.1 te voltooi. So 2.1.1, so hulle sê daar vir jou die volgorde van stikstofbasisse in 'n DNS-molekule word hieronder getoon. Okay, so hulle vra vir my, skryf die mRNS-kodon volgorde neer van links na regs van die DNS-volgorde hierbo gelees. Okay, so as ons dit nou gaan doen, onthou C gaan altyd link met G en A altyd met T. As dit 'n DNS is, maar as ons nou die mRNS gaan doen, gaan dit altyd link met U. Okay. So hierso gaan C verander in G, so dit gaan wees G en CCA en AGU. Okay. So jy moet al 3 van daai reg hê om jou 2 punte te kan kry. Okay. Ek hoop hierdie is iets wat jy almal kan doen matrieks. Hierdie is regtig 'n belangrike ding wat 'n mens moet oefen. Okay, nou vra hulle vir my die tabel hier ondertoon die tRNS antikodon, so dit is nou die antikodon en geooreenstemmende aminosure. So julle sal sien die tabel wys die antikodons. Ons het nog nie die antikodons uitgewerk nie, so jy kan nie gaan soek vir hierdie mRNA kodons in die tabel nie, want dit gaan nie daar wees nie. En as dit daar is, sê nou maar nou CCA, CCA is nie daar nie, maar GGG is daar ook nie. Okay, AGU ook nie. Okay, so jy kan nie soek vir die mRNA kodons of vir die DNS nie, jy moet soek vir die antikodons. In die korrekte volgorde, so GGG gaan link met CCC antikodon, so dit gaan wees glisien. CCA gaan link met GGU, waar is hy? GGU gaan daai enetjie wees prolien en AGU gaan link met UCA en UCA is daaronder gaan wees serien. Dan vra hulle vir my 2.1.3 vir 4 punte. Hierdie is 'n vraag wat regtig belangrik is. Jy moet 'n mutasie kan
verduidelik en agterkom wat gaan die verskil wees. So hulle sê tydens transkripsie het die eerste drietal in die DNS volgorde van CCC na ACC verander. So hier is nou 'n tipiese geenmutasie. Verduidelik hoe dit die proteïen wat gevorm word sal beïnvloed. So jy moet nou stap vir stap mooi beskryf en verduidelik wat is die effek wat dit gaan hê. So jy gaan nou eers sê die kodon. So onthou daai is mos nou die DNS. So die kodon sou verander na UGG. Okay, so onthou hy was oorspronklik GGG, nou raak dit UGG. Daarom gaan die antikodon verander van CCC na ACC. Daarom sal dit 'n ander aminosuur bring, spesifiek triptofaan. As ons nou soek vir ACC, triptofaan, in plaas van glisien, dit beteken die volgorde van aminosure sal verander en 'n volgende punt sou gewoonlik gegee het vir 'n ander proteïen. So jy moet verwys na die kodon, antikodon en die aminosuur en dan gaan hulle vir jou ook 'n punt gee vir die volgorde van aminosure wat verander. 2.1.4 vra hulle vir jou beskryf die rol van tRNS in translasie vir 2 punte. So elke tRNS dra 'n spesifieke aminosuur na die kodon op die mRNA by die ribosoom. So as die spesifieke antikodon op die tRNS pas by die kodon op die mRNA, dan bring hy die verpligte aminosuur na die ribosoom toe. Vraag 2.1.5. Ek dink nie julle het noodwendig genoeg tyd daarvoor gehad nie. Ek gaan gou vinnig vir julle nog so 2 minute gee, dan kan julle die verskille tussen DNS-replisering en transkripsie vir my gou vinnig voltooi. Okay, graad 12 onthou as ons iets moet tabuleer, dan moet jy 'n tabel trek met die regte opskrifte vir die kolomme. So hulle vra vir 2 verskille tussen die proses van DNS-replisering en transkripsie. Okay, so hierso is nou my tabel. Hierso sien julle kry 1 punt net vir die korrekte tabel en dat julle wel 'n tabel getrek het met inligting in. So jou kolomopskrifte gaan wees DNS-replisering en transkripsie. Okay, so DNS-replisering word 2 stringe gebruik as 'n templaat, terwyl transkripsie slegs 1 van die stringe word as 'n templaat gebruik. DNS-replisering vry DNS-nukleotiede word gebruik. In transkripsie word vry RNS-nukleotiede gebruik om die nuwe molekule te vorm. So DNS-replisering, die hele DNS draai af, transkripsie slegs 'n gedeelte van die DNS draai af. DNS-replisering adenien paar met timien, transkripsie adenien paar met uracil. Dan gaan jy daar jou 5 punte kry. Okay, so 2.2, so hierso kan julle sien, hierso praat hulle van die karyotipes van 'n manlike en 'n vroulike vrugtevlieg. Ek gee gou vinnig vir julle so 2 minute om hierdie vraag vir my te beantwoord. Okay, so noem wat met die term karyotipe bedoel word. So die antwoord daarso is die aantal en voorkoms of tipe kromosoom in die sel van 'n organisme. Okay, so hierdie prentjie wat julle hierso sien, hierdie lys van al die verskillende kromosome, dit wys die hoeveelheid. So daar kan julle sien daarso is 8 kromosome en die voorkoms hoe hulle lyk, of hulle nou groot of klein of ja, ensovoorts is. Okay, so hulle wys die aantal en die voorkoms van die kromosome in 'n sel. Okay, so hulle vra vir my wat is die diploïde aantal kromosome van hierdie spesie vrugtevlieg? Daar kan julle sien daar is 4 pare. So daar is die XY, dan is daar 2 van hierdie's, 2 daar en 2 daarso. So hierdie is 8 kromosome.
223 beskryf hoe geslagsbepaling by vrugtevlee soortgelyk aan mense is. So daar kan jy sien die manlike vrugtevlieg het 'n XY, net soos by die mens, en die vroulike vrugtevlieg het 'n XX. Okay. En daar kry julle punte. 2.3, so hulle praat hierso van die gene, so hierso is nou 'n geslagsgekoppelde kruising, so ek gaan gou vinnig vir julle so 5 minute gee, dan probeer julle gou vir my hierdie kruising en om Mendel se wet van dominansie neer te skryf. Okay, so hulle sê vir my, die geen vir oogkleur en vrugtevlee word op die X-kromosoom gedra en is dus geslagsgekoppel. Die alleel vir rooi oogkleur is dominant, hoofletter R op die X, oor die alleel vir wit oogkleur X klein r. So nou vir hulle vir my noem Mendel se wet van dominansie, en daar is dit vir ons, so 2.3.1, wanneer twee homozigotiese organismes met kontrasterende eienskappe gekruis word, gaan al die individue van die F1 generasie die dominante eienskap toon. Okay, onthou, so homozigotiese organismes beteken twee van dieselfde allele. Met kontrasterende eienskap beteken die een wys die dominante fenotipe, die ander ene wys die resessiewe allele of 'n fenotipe, en daarom as hulle gekruis word is al die nakommelinge heterosigoties, maar jy kan ook vir jou antwoord skryf as 'n individu wel heterosigoties is vir 'n eienskap, sal die dominante eienskap gewys word of vertoon word in die fenotipe. 2.3.2, nou vra hulle vir my 'n heterosigotiese wyfie word met 'n wit oog mannetjie gepaar, gebruik 'n genetiese kruising om die moontlike genotipes en fenotipes van die nageslag te toon. Okay, so 'n heterosigotiese wyfie sal 1XR hê en 1X klein r. 'n wit oog mannetjie gaan daai X klein r hê, maar hy gaan nie nog 'n X hê nie, graad 12s. Dit is 'n fout wat my graad 12s ook gereeld maak. Hulle gaan 'n Y hê. Okay, so daarso kan 'n mens nou sien. So jy gaan nou 'n P1 en 'n F1 hê. So hierso is jou een opsie, dan gaan in hierdie ene gaan jy nou gaan hy nou so skei en hy gaan daarso skei en nou gaan hulle bymekaar kom en nou gaan jy daai so bymekaar trek om jou genotipes te kry. So hier is jou een opsie om te doen, die ander opsie is om die Pinet-diagram te teken, so daar is jou moontlike Pinet-diagram. Okay, so hierso kan 'n mens nou sien, jy gaan 1 punt kry vir P1F1, jy gaan 'n punt kry vir meiose bevrugting, dan gaan jy hierso 'n verpligte punt kry vir die korrekte genotipes daarso, en 'n verpligte punt vir my verhouding. So hulle vra hierso gebruik 'n genetiese kruising om die moontlike genotipes en fenotipes van die nageslag te toon. So een wit oog wyfie teenoor een wit oog mannetjie. So daarso is jou verhouding. Onthou hierso net nog 'n paar dingetjies. Jy moet sê rooi oog vroulik en wit oog mannetjie. Jy kan nie net sê rooi oog kruis met wit oog nie, want omdat dit geslagsgekoppeld is, moet jy ook die geslag aandui. Die rooi oog vrou, sy is heterosigoties, so sy gaan 'n X hoofletter en 'n X kleinletter R hê. Mannetjie gaan die resessiewe allele en 'n Y, dan gaan hulle geskei word en dan is daar my Pinet-diagram. Okay. Vraag 2.4, hierso kan hulle mens nou sien, hierso is 'n histogram en dan vra hulle 'n paar vrae daaroor. Ek gee gou vinnig vir julle so 'n paar minute om vraag 2.4 te beantwoord. So 2.4, die onderstaande histogram toon die reeks van hoogtes in 'n monster roosplante. So 2.4.1, watter tipe variasie word deur die hoogte van die roosplante getoon?
Die antwoord is kontinue of deurlopende variasie. 2.4.2 gee rede vir jou antwoord, so daar is 'n reeks intermediêre fenotipes of hoogtes. Okay, so daar is nie spesifieke kategorieë nie, daar is net 'n reeks intermediêre fenotipes of hoogtes. Vraag 2.4.3 Rose met langstele verkoop vir die hoogste prys omdat die langsteelblomme pragtig in 'n vaas lyk. Plantteelers kies plante met die langste stamme om te kruis. Hierdie langstamplante oorleef nie noodwendig in die natuur nie, want wind kan hulle buig en breek. Verduidelik, so hierso weer eens sien julle daai woordjie verduidelik. Jy moet 'n stelling maak en 'n rede gee hoe die praktyk van kruising van langsteelblomme 'n voorbeeld is van kunsmatige seleksie en nie natuurlike seleksie nie. So hierso vra hulle tegnies die verskil tussen kunsmatige seleksie en natuurlike seleksie en dan moet jy ook dit toepas vir hierdie langplantrose. Langsteelrose. Okay. So 2.4.3 plantteelers of mense kies die kenmerk in hierdie geval. Die natuur kies nie die eienskap nie. So daar kan jy die eerste verskil sien. So hulle kies die eienskap wat vir mense wenslik is en is nie voordelig vir oorlewing nie. So daar is jou 4 punte. 2.4.4 wanneer roosplante met geel blomme met roosplante met rooi blomme gekruis word, het die nageslag almal oranje blomme, wat word die tipe dominansie genoem? Okay, so in hierdie geval gaan dit onvolledige dominansie wees. Okay. So onthou die vraag lyk baie dieselfde as die vraag met die tipe variasie, so daar's 2 tipes variasie, kontinue en diskontinue, of deurlopend en nie deurlopend, en hierso vra hulle nou vir die tipe dominansie. So in hierdie geval gaan dit onvolledige dominansie wees, omdat 'n mens die intermediêre fenotipe sien tussen die rooi en die geel blomme. 2.4.5 Plantteeler het net plante met oranje blomme. Kan sy rooi nageslag van hierdie blomme produseer? Ja, die antwoord is ja, omdat die oranje blomme dra een rooi alleel en is heterosigoties. So as albei plante een rooi alleel oordra, sal die nageslag rooi wees. Okay. So as ek nou die genotipe vinnig vir julle moet wys, so sê nou maar dit is nou hoofletter R en sê nou maar nou 'n hoofletter G, dan is dit rooi en geel. So sê nou maar daar's nou 2 van hulle wat mekaar kruis, wat heterosigoties is, wat oranje is. Sê nou maar nou daai R en daai R kom by mekaar, dan gaan dit hoofletter R wees en dan is die nageslag rooi. 2.5, ek gaan weer vir julle so 'n paar minute gee, dan gaan julle vir my gou 2.5 beantwoord. So die diagram hier ondertoon 'n sel wat tydens meiose nie-disjunksie van kromosome ondergaan het. So nie-disjunksie beteken wanneer die kromosome nie skei nie. So gedurende watter fase van meiose het hierdie nie-disjunksie van kromosome plaasgevind? Die antwoord daar is anafase 1 en die rede hoekom ons dit weet, want ons kan sien dit het tydens die eerste verdeling plaasgevind. Okay, so daar is nou die eerste verdeling, daarso is die tweede verdeling. Okay. So ons kan sien die groot paar of die groter kromosoompaar het geskei, maar hierdie enetjie, die kleiner paar het nie geskei nie. Albei kromosome van die homelooppaar het na die een van die pole toe beweeg. 2.5.2 noem die tipe mutasie wat uit nie-disjunksie van kromosome sal voortspruit. Dit is 'n kromosoom-mutasie. 2.5.3 verduidelik die afwyking wat uit nie-disjunksie van kromosoompaar 21 by die mens sal voortspruit. So 'n gameet van met 'n ekstra kopie van kromosoom 21 sal gevorm word. So dis nou die abnormale gameet. As hierdie gameet versmelt met 'n normale gameet met ek sien hierso gameet met 2 kromosome. Dit is eintlik ek sien hierso, ja, hierdie enetjie sal oorspronklik 2 gehad het en hierdie net nou 3.
sal 'n sigoot met 47 kromosome gevorm word. Okay, so in die mens sal die abnormale kromosoom of die abnormale gameet gaan dan 24 kromosome hê en die normale gameet gaan 23 hê, so daai twee saam gaan dan 'n sigoot vorm met 47 of 'n ekstra kopie van kromosoom 21 en dit sal lei tot Down syndroom. Okay, 2.5.4 teken sel A om die kromosoom samestelling aan die einde van meiose 2 van hierdie seldeling te toon. Onthou, aan die einde van meiose sal dit slegs kromatiede sigbaar wees. So dit beteken daar gaan nou 3 kromatiede wees, 1 langetjie en 2 kortetjies. Okay, so daar sal julle sien jy kry 'n punt as daar 3 is en dat hulle 3 enkelstringe is en dan die korrekte grootte van die 3 kromosome kry jy 'n tweede punt voor. 2.5.5 noem die tipe selle wat aan die einde van meiose by 'n man vervaardig sal word en dit sal wees spermselle. Okay, vraag 3.1. Ek gaan gou vinnig vir julle so 'n paar minute gee om vraag 3.1 vir my te voltooi. Onthou hierso, dit is 'n ondersoekvragie, so jy moet nou soek vir die doel van die ondersoek. Kloning word gebruik om 'n verskeidenheid huisdiere te produseer. Die koste om 'n gekloonde dier te produseer kan egter tot 300 000 beloop. Wetenskaplikes het 'n ondersoek gedoen om die sukseskoers by kloning by verskillende diere te bepaal. So daar is my doel, want hulle het iets bepaal of ondersoek. So daar is my doel. So van daar af kan ek my veranderlikes identifiseer. Ek gee gou vinnig vir julle so 'n paar minute. Okay, so hulle vra vir my noem een rede waarom die resultate as betroubaar beskou word. So hierso moet jy nou spesifieke inligting gee. So hulle sê vir my baie embryos is na die surrogaatma's moeders oorgedra. Okay. Want hulle het hierso gesê sukseskoers word bepaal. Okay, so die onderstaande tabel toon die aantal embryos wat na die surrogaatmoeder oorgedra is en daar is 110, 250, 26 en 9. So dit is baie embryos, so dit is die steekproefruimte wat vergroot is. Identifiseer die afhanklike veranderlike, so in hierdie geval gaan dit wees die sukseskoers van kloning en ons het hom daar geïdentifiseer vanuit ons doel. Okay. Volgende enetjie, so hulle vra nou 'n staafgrafiek. So hierso is dit belangrik, jy kry 'n punt vir die tipe grafiek, dat jy nie 'n histogram geteken het nie, daar moet spasies wees, die opskrif moet wees, hy moet die persentasie sukseskoers in hê en verskeie diere of verskillende diere, dan het jy jou grafiek se opskrif se punte, jou byskrifte tipe dier en jou persentasie sukseskoers daarso. Dan die skaal moet gelyke spasies tussen die stawe hê en die wyte van die stawe moet reg wees en dieselfde wees en dan daai skaal moet ook korrek wees. Onthou jy gaan op in 10, so dit beteken jy gaan 10, 20, 30, 40, 50. As jy byvoorbeeld opgaan 0, 20 en dan 50, dan gaan jy punt verloor vir skaal en dan die plotting van die stawe kry jy ook 2 punte. 2.1.4 noem een voordeel van kloning. So daar is 'n paar vir jou gelys. So dit produseer organismes met gewenste eienskap, bewaring van bedreigde spesies om organe of weefsel vir oorplanting te skep, vervang beskadigde weefsel, voorkom genetiese siektes, verbeter voedselvoorsiening of kwaliteit. Gebruik die inligting wat gegee word en verduidelik 2 nadele van kloning van beeste vir vleisproduksie. Okay, so eerstens hulle het daar vir my gesê dat dit baie duur is, die koste is baie hoog en onthou jy moet dit verduidelik, né? So jy moet sê hoekom dit 'n slegte ding is, so dit beteken die vleis sal te duur wees. So as ek dit kos vir my 300 000 rand om een bees te maak en dan verkoop ek die vleis teen 100 rand 'n kilo, dan gaan ek nie my kostes kan dek nie. Sukseskoers is laag. Hulle sê die sukseskoers is slegs 28%.
van hierdie enetjie daar kan 'n mens nou sien, die meeste en 28%, so dit sal te lank neem of moeite neem om elke koe te produseer. Okay, so onthou, jy gaan nie net een sinnetjie skryf vir 'n 4-punt vraag nie, jy moet seker maak jy gee 'n stelling en 'n rede hoekom dit 'n nadeel kan wees. Okay, so vraag 3.2, nou kom ons by 'n evolusie tipe vraagie. So ek gaan gou vinnig vir julle so 'n paar minute gee om vraag 3.2 vir my te voltooi. By 3.2.1 skryf 'n sin uit die uittreksel neer wat die natuurlike dieet van olifante met slagtande verduidelik. So daar kan 'n mens sien olifante eet gras, gewoonlik gras, blare, vrugte, bas van bome en die wortels van peulgewasse. So hierdie is 'n maklike punt wat 'n mens net uit die skrifgedeelte kan kry. So 3.2.2 bereken die aantal tandlose vroulike olifante wat sedert die einde van die oorlog gebore is. So hulle sê hierso 33% van die 91 vroulike olifante is sonder slagtande, so nou moet jy sê 33 gedeel deur 100 maal met 91, dan kry jy jou 30 vroulike olifante. 3.2.3 verduidelik die evolusie van die tandlose olifantbevolking deur Darwin se teorie van natuurlike seleksie te gebruik. So hierso moet jy nou die natuurlike seleksie rympie gaan neerskryf, maar jy moet ook dit toepas volgens tandlose olifante. So jy gaan eerstens sê daar is baie variasie onder die bevolking van olifante. Sommige het slagtande en ander nie. So jy gaan nie hierdie 2 punte kry as jy nie praat van olifante en van die slagtande en nie. Okay, so daar's 'n regte toepassing van daai 2 bullets. Nou is daar 'n toename in stropery, so dit is nou die omgewingsverandering wat plaasvind. Jy moet spesifiek wees dat daar 'n stropery plaasgevind het. Die olifante sonder slagtande het oorleef, terwyl die olifante met slagtande doodgemaak is. Dies wat oorleef het voortgeplant en die alleel oorgedra vir die sonder slagtande na hulle nageslag. Die volgende generasie het 'n groter persentasie individue gehad sonder slagtande. So jy moet daar praat van die groter persentasie of groter verhouding van individue sonder slagtande. 3.2.4 verduidelik, so weer eens verduidelik hoe die verandering in die olifant se dieet die plantegroei sou beïnvloed as die aantal tandlose olifante toeneem. So daar sal meer peulgewasse en bome wees want olifante het die slagtande nodig om dit te eet en minder gras, soos olifante nou meer gras en minder peulgewasse, minder bas eet. Vraag 3.3, ek gee gou vinnig vir julle weer so 'n paar minute om vraag 3.3 te voltooi. In die skedels van 3 hominide, so daar kan 'n mens sien daarso is die gorilla, Australopithecus spesie en Homo sapiens. Net 'n punt hierso onthou, hominide is al die groot ape en mense en die menslike voorouder spesies. So 331 gee 2 strukturele kenmerke van die skedel van die Australopithecus spesie wat meer soortgelyk is aan die gorilla as Homo sapiens. Okay, so onthou hierso kan 'n mens nou sien, so hy het byvoorbeeld 'n meer prognatiese kakebeen, hy het daai wenkbraurywe. Mens kan nou nie wel nie die kraniale rif so duidelik daarso sien nie. Okay, mens kan ook sien die foramen magnum is in 'n meer agtertoe posisie en hy het bietjie meer van 'n reghoekige kakebeen. Okay, so daar kan 'n mens nou sien is meer prognaties, kleiner kranium, groter kake, meer U-vormige kaak, het prominente wenkbraurywe. So 332 verduidelik stelling en 'n rede hoe die grootte van slagtande by die gorilla gebruik word as bewyse van hulle dieet. So hulle het meer rou kos geëet, hulle dis groter tande om te skeer en af te ruk. Okay, 333, wat is die foramen magnum? So dis die opening aan die basis van die skedel
waar die rugmurg die skedel verlaat of binnendring. 334 Die posisie van die foramen magnum in Homo sapiens verskil van die posisie in 'n gorilla. Verduidelik wat dit vir ons sê oor die manier waarop hierdie twee hominide rond beweeg het. So in Homo sapiens is die foramen magnum in 'n vorentoe posisie. Okay, en is dus tweevoetig. So jy moet sê, jy kan nie sê in die middel van die skedel nie. Daai ene gaan nie 'n punt voor kry nie. Dis in 'n meer vorentoe posisie en is dus tweevoetig. In die gorilla is die foramen magnum in 'n meer agtertoe posisie en is dus viervoetig of nie tweevoetig nie. 335 Verduidelik die belangrikheid van 'n toename by die grootte van die kranium in die evolusie van Homo sapiens. So as die kranium, die breinkas groter is, beteken dit ons het 'n groter brein en is dus meer intelligent. So hierdie vraag 3.4, ek sien ons het nog net so 12 minute oor. Ek gaan hom gou vinnig met julle deurgaan, dan kan ons gou vinnig die laaste paar vrae by uitkom. So hulle vra daarso beskryf hoe die ouderdom en ligging van hominidfossiele die uit Afrika hipotese ondersteun. So jy gaan nou praat van 'n paar verskillende fossiele. So jy gaan sê die oudste fossiele van Ardipithecus is slegs in Afrika gevind. Okay. So jy moet sê Ardipithecus se fossiele is slegs in Afrika gevind. Daar is nie enige jonger fossiele van Ardipithecus nie. Al die fossiele van Ardipithecus is slegs in Afrika gevind. Die Australopithecus fossiel is slegs in Afrika gevind. Homo habilis fossiele is slegs in Afrika gevind, maar die oudste fossiele van Homo erectus is in Afrika gevind, terwyl jonger fossiele van Homo erectus gevind is op ander plekke. Oudste fossiele van Homo sapiens is in Afrika gevind, terwyl die jonger fossiele van Homo sapiens is ook in ander dele van die wêreld gevind. Okay, so daar's 3 slegs in Afrika, en dit is Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, en dan die oudste fossiele is Homo erectus en Homo sapiens, wat in Afrika gevind is, terwyl jonger fossiele van daai twee in ander dele van die wêreld gevind is. Okay. So 3.5, ek gaan ook weer vir julle net so 2 minute gee, dan probeer julle gou vir my hierdie vraagie. Okay, so hulle sê hierso vir my, die diagram hieronder toon moontlike evolusionêre verwantskappe tussen sommige hominide. So wat word hierdie tipe diagram genoem? Dit word genoem 'n filogenetiese stamboom. Hoeveel genera word in hierdie diagram voorgestel? Onthou, genera is die meervoud van genus. So kom ons tel gou vinnig. Daar is al die homos, daar is al die Australopithecus, dis 'n tweede enetjie. Ardipithecus is 'n derde ene, Paranthropus is 'n vierde ene en Patroclodites is 'n vyfde een. So daar's 5 genera voorgestel. Wanneer het Homo erectus uitgesterf? So Homo erectus, daarso is die lyntjie, en dit kom by 1 miljoen jaar gelede. 254 noem die mees onlangse gemeenskaplike voorouder van al die homos, en dit is Australopithecus africanus. 255 verduidelik waar Homo erectus nie as die direkte voorouder vir Homo sapiens gesien kan word nie. So Homo sapiens is daarso, so die direkte voorouder is Homo habilis, terwyl daar in 'n ander lyn is. So nou daar is geen direkte lyn van Homo erectus na Homo sapiens nie, omdat Homo erectus en Homo sapiens het albei ontwikkel uit 'n gemeenskaplike voorouder. 356 noem volgens die bostaande diagram een spesies wat moontlik deur Homo sapiens uitgekompeteer is. Dit gaan wees Homo neanderthalensis. So dit beteken Homo sapiens het Homo neanderthalensis, hulle was albei in 'n kompetisie met mekaar en Homo sapiens het gewen. 357 noem die wetenskaplike wat Australopithecus sediba in die
Malapa grotte in die wieg van die mensdom ontdek het. Dit was professor Lee Berger. 358 noem 2 terreine waar Australopithecus africanus fossiele in Suid-Afrika ontdek is. Een is in die Sterkfontein grotte in die wieg van die mensdom en die ander een is daar by Taung in die Noord-Kaap. Okay, 3.6. Ek sien ons tyd raak nou so 'n bietjie min. Ek gaan sommer gou vinnig hierdie volgende 2 vrae met julle deurgaan. So hulle vra hierso, lees die uittreksel hieronder. Hulle praat van die stekelbaars wat 'n tipe vis is. Hulle is klein visies wat in die oseaan en varswatermere aangetref word. Visies het stekelrige vinne vir beskerming teen predatore. Meeste stekelbaars het ongeveer 10.000 jaar gelede in die oseaan gelewe. Toe die laaste ystydperk geëindig het, het die smeltende ys nuwe mere laat ontstaan en sommige bevolkings het in die mere ingeswem. Die verbindings tussen die oseaan en die mere het uiteindelik opgedroog en die stekelbaarsbevolking vir duisende jare aan sommige van die mere vasgevang. Met verloop van tyd het die stekelbaarsbevolking in die mere hulle stekelrige vinne verloor. So 3.6, hoe sou hulle maak? Okay, so hulle maak, onthou, as ons praat van hulle maak, moet ons die 2 wette onthou. Die afwesigheid van stekelrige vinne op stekelbaars in mere verduidelik het. Okay, so jy gaan praat van eerstens die wet van gebruik en onbruik. So aanvanklik het stekelbaarvinne hulle stekelrige vinne gehad. Hulle het minder, maar daar was minder predatore. Hulle het dus nie die stekelrige vinne gebruik nie. Daarom het die stekelrige vinne verdwyn. Nou die tweede wet is die oorerwing van die verworwe kenmerk. Verworwe kenmerk is die kenmerk wat nou verwerf is, gekry is. Die verworwe kenmerk van geen stekelrige vinne is dus oorgedra na die volgende generasie. Mettertyd het al die visse geen stekels meer gehad nie. Okay, so 3.7. Die malaria parasiet word deur muskiete na 'n mensebloed oorgedra. Mense wat in malaria besmette gebiede woon, neem antimalaria middels om infeksie te voorkom. Indien die antimalaria middels doeltreffend is, behoort daar geen parasiet in hulle bloed te wees nie. Teenwoordigheid van parasiete selfs na behandeling toon dat hulle geëvolueer het om middelweerstandig te wees. Navorsers wou bepaal, so daarso weer eens ons woord wat vir ons sê hier is die doel, of die gebruik van antimalaria middels weerstandigheid teen die middels by die malaria parasiet veroorsaak. So daar is nou my prosedure, altesaam 1485 monsters is ingesamel en 551 het malaria parasiet bevat. Hoe word die malaria parasiet na mense oorgedra? Deur muskiete. Okay, so die onafhanklike veranderlik is die ding wat ons mos nou verander. So die gebruik van antimalaria middels is die onafhanklike veranderlike en dan is ons weerstandigheid teen die middels by die malaria parasiet gaan dan die afhanklike veranderlike wees. Bereken die persentasie weerstandigheid teen die middels in die bloedmonsters wat geneem is, toon alle bewerkingen rond jou antwoorde af tot 1 desimale plek. Daar kan 'n mens nou sien, so jy gaan nou daai 2 waardes gebruik, 551 en 1485. So jy gaan nou daai 2 met mekaar, so jy gaan nou sê 551 gedeel deur 1485 maal 100 en dan kry jy die 37,1. Of jy kan die lang metode vat en daai doen. Okay. Maar ek dink die eerste enetjie lyk vir my bietjie makliker daarom. 274 noem 2 maniere waarop die navorsing die volgende verseker het. Die geldigheid van die ondersoek, so geldigheid het gegaan oor dieselfde vaste veranderlikes. Okay, so hulle sê daar so bloedmonsters is in dieselfde laboratorium gehou. So jy gaan nou sê dieselfde laboratorium, dieselfde besmette area waar die bloedmonsters geneem is, dieselfde dorpies, selfde laboratorium toestande, enige 2 van daai. Betroubaarheid gaan oor herhaling van die ondersoek, sowel as om die steekproefruimte te vergroot. So nou gaan jy sê die ondersoek is 3 keer herhaal, jy moet spesifiek jy moet die spesifieke waardes daar gee. 7 dorpies is dit uitgevoer, 1485
85 monsters is geneem, so dit is die steekproefruimte en is oor 'n tydperk van 'n jaar, so dit is 2 van daai wat jy nou daar kon geskryf het. 375 beskryf hoe die malaria parasiet deur natuurlike seleksie weerstandigheid teen die middels ontwikkel het. So nou gaan jy natuurlike seleksie weer eens beskryf. Jy moet praat van variasie in die muskiete. Sommige is weerstandig, sommige het nie daai weerstandigheid nie. Nou is daar 'n verandering in die omgewing. Die anti-malaria middels word blootgestel aan die parasiete. Die wat nie weerstandig is nie, gaan nie oorleef nie, gaan sterf, en die wat weerstandig is, gaan oorleef en voortplant. Die alleel vir die weerstandigheid word oorgedra. Daarom is daar 'n groter verhouding van parasiete in die nageslag wat weerstandig is teen die anti-malaria middels. Julle kan sien, dit is 'n baie belangrike vraag. Natuurlike seleksie sowel as spesiasie moet julle ken vanuit die eksamenriglyne. Okay. Graad 12's, ek is nou vandag klaar met julle en ek hoop julle leer baie lekker. Hierso is net so 'n paar keys to sukses wat julle kan deurgaan. Ek wens vir julle alle sterkte toe met julle eindeksamen graad 12's. Baie dankie Ina Marie vir vandag se puik aanbieding. Ek hoop ons graad 12's kon so 'n bietjie tips vang vandag. Onthou, ons kan nie deur die hele jaar se inhoud kom in 'n tutor sessie nie. So al wat ek vir julle kan raad gee, graad 12's, werk deur die vrae. Jy het genoeg tyd. Jy moet nou regtig in study mode gaan. Werk deur die vrae. As jy sukkel, vra asseblief jou opvoeder om vir jou te help. Ek sal vir hulle die memorandum stuur volgende week wanneer die skole begin, en dan kan hulle dit met jou deel. Ek wil vir julle alle voorspoed toewens vir die eindeksamen, en onthou, soos juffrou daar sê, sukses kom nie net van wensdenkery nie. Sukses kom as 'n mens hard werk. So alle sukses met julle lewenswetenskap eksamen vir einde van die jaar. Lekker dag en dankie juffrou Samantha Henneke, ons tegniese bystand, en dan baie dankie Ina Marie, en 'n groot dank aan die opvoeders wat hulle tyd opgeoffer het om vandag hier te wees. Baie dankie, geniet die res van die dag.